Goeiedag, ek is Arlene Gildenhuys, ek is graad 7 en my tema is pronkharding. Staan regop, trek in die maag en glimlag. Voorsitter, as 'n danser, is dit my DNS. By 'n danskompetisie was ek 1 jaar nie die afdelingswenner nie. Ek kyk na die afdelingswenner en dink, ek gaan baie harder moet werk na maande se oefeninge en tone wat soos mini-worsies lyk, wen ek uiteindelik en was in die 7de hemel. Dames en here, skielik sê mense, moenie so pronk nie, Arlene. Wat? Dis dit dat ek besef het, daar is 'n verskil tussen leesbog en pronkharding. Pronkharding beteken tieners moet pronk wanneer hulle volhard het. Eerstens is pronkharding die sielkundige brandstof wat 'n tiener se brein vir die volgende sukses aansteek. Baie groot mense dink selferkenning is net verwantheid, maar kennis verskil. Dr. Elise Morkel, 'n kliniese sielkundige, skryf op 14 Maart 2023 in 'n artikel op die webwerf Marula Media getiteld "Hoekom erkenning die sleutel tot motivering is" en dat eerlike erkenning die brein se neurale paaie vir sukses versterk en motivering afneem as nie beloon word nie. Nou ja, presies my punt. Elke keer as ek 'n danstrofee moet wegsteek omdat iemand sê ek spog, tap ek my eie brein se petrol uit. Die neurowetenskaplike Dr. Andrew Huberman van Stanford verduidelik 15 Februarie 2024 in sy potgooi How to use dopamine to overcome procrastination. Op die Huberman Lab dat die viering van klein oorwinnings dopamien vir die volgende uitdaging opbou. As pronkharding my brein se wifi stereopies volmaak, is dit duidelik dat dit 'n moed is vir tieners. Tweedens, werk pronkharding soos doen op deelnemerkultuur en louwarme middelmatigheid. Ons leef in 'n wêreld waar jy erkenning kry net omdat jy opgedaag het, maar deelname is nie dieselfde as wen nie. Die opvoedkundige Dr. Hendrik van der Merwe waarsku 22 Junie 2024 in sy artikel Die gevaar van die deelnemerkultuur op Netwerk 24 dat te veel deelnemersertifikate standaarde kan verlaag. Toe ek dit lees, dink ek wedlope, waar medaljes soos konfetti uitgedeel is, alhoewel party dit net klaar gemaak het. As niemand mag uitstaan nie, hoekom sal enige iemand harder wil werk? So, maak pronkharding nie net jou ego groot nie, dit lig die lat vir almal. Dis hoekom dit onmisbaar is vir tieners. Laastens, gee pronkharding vir tieners 'n ruggraat van staal. Om jou prestasies openlik te besit, maak jy minder afhanklik van ander se opinies. Die Amerikaanse kliniese sielkundige Dr. Meg Jay verduidelik 10 November 2023 in haar artikel The Power of Owning Your Achievements in die tydskrif Psychology Today dat mense wil suksesse bewustelik erken, minder angs ervaar en met meer selfvertroue optree. Ja, dit het my laat dink aan my briefiebalkie. Wanneer ek dit dra, en ja, met dit pronk, herinner dit my om 'n voorbeeld vir ander te wees. Alhoewel ek moeg en kwaad is. Ek hoor reeds die party mense sê, moenie so hard praat oor jou prestasies nie. Maar sonder daardie harde trots, sak my ruggraat in, soos oorgaar spaghetti. Pronkharding gee vir tieners die ruggraat van staal, wat hulle ruggraat regop hou, wanneer die wêreld hulle wil knak. Dames en here, dis so duidelik soos daglig, dat pronkharding moet vir tieners is. Omdat dit hul breine vir sukses programmeer, middelmatigheid doodmaak en 'n ruggraat van staal bou. In die wêreld van middelmatigheid is pronkharding soos 'n wiskundesom. En die probleem is net te bang om te pronk. En die antwoord is eenvoudig. Jy sweet jy, dan spog jy. Gaan uit en sprei daardie pou